Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale gemeenskap. Ons gaan Sondag kyk na Matteus 28 van vers 16 tot by vers 20. En ons gaan na hierdie gedeelte kyk omdat dit Triniteit Sondag is en dit is ook Wêreldbiddag vir Ekologie. En ons gaan Sondag kyk hoe hierdie gedeelte ons ook kan help om God te ontdek op verskillende maniere, onder andere ook in die skepping. Maar vir vandag in ons Bybelstudie video gaan ons op 'n ander manier na die teks kyk. Ons gaan 'n bietjie meer analities daarna kyk. Kyk watter teologiese temas ons kan raak sien. Ons gaan 'n opsomming en 'n oorsig gee van die gebeure wat rondom hierdie teksgedeelte plaasvind. En dan gaan ons ook kyk na van die historiese kritiese aspekte daarvan en hoe dit ons help om hierdie teks beter te lees vandag. En ons gaan ook 'n bietjie kyk wat beteken die teks vir ons vandag hierso in die gemeenskap waar ons is. Dis 'n bekende gedeelte so ek gaan jou nooi om saam te lees. As jy 'n Bybel by jou het, is jy welkom om daar oop te maak. Die 2020 vertaling is wat ek gebruik en die woorde word ook hierso op die skerm vertoon. So kom ons lees saam en dan kyk ons wat ons vandag kan leer uit die woord van die Here uit. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd." Nou hierdie gedeelte in Matteus staan dikwels bekend as die groot opdrag, in Engels die Great Commission, en dit is die slot van Matteus se evangelie. Maar hierdie gedeelte gaan oor baie meer as net sendingwerk. Alhoewel hierdie gedeelte gebruik word baie keer vir sendingreise, vir uitreik en vir sendingwerk en dit definitief gepas is daarvoor, lê dit ook bietjie dieper as dit. Daar's 'n paar groot temas in hierdie gedeelte. Jesus se gesag, disippelskap, aanbidding, twyfel, die nasies, doop natuurlik, gehoorsaamheid en die teenwoordigheid van Christus. So al hierdie temas word in hierdie paar verse, in hierdie 4 verse is in hierdie 4 verse teenwoordig. En ons moet mooi kyk na die diepte van hierdie temas in hierdie gedeelte. So ons gaan vandag kyk, ons gaan na opsomming van hierdie gedeelte en ons gaan 'n baie belangrike vraag vra wat hierdie gedeelte ons uitnooi om te vra. Nie net waarheen moet ons gaan as kerk nie, maar hoe leef ons as mense wat deur Jesus gestuur word? Want hierdie groot opdrag gaan oor identiteit, nê, en dit vra ons na ons vraag as wie is ons as kerk in die wêreld daar buite. So Matteus 28 begin by die leë graf. Die vroue ontdek dat Jesus opgewek is. Hulle kry die opdrag om vir die disippels te sê dat hy hulle in Galilea sal ontmoet, maar op pad ontmoet hulle self die opgestane Jesus en aanbid hom. Intussen het die priesterhoofde probeer om die boodskap van die opstanding te onderdruk. So hier is ook weerstand in hierdie hoofstuk. En dan skuif die toneel na Galilea. Die 11 disippels gaan na die berg toe waar Jesus hulle beveel het om te wees. Hulle aanbid hom daarso, maar van hulle twyfel ook. En hier is 'n baie belangrike tendens en meer oor geloof en twyfel in die preek wat ook opgeneem gaan word op ons YouTube kanaal. Maar baie belangrik, albei groepe kry hierdie opdrag. Die wat geglo het en die wat twyfel. En dan die kwessie van gesag. Jesus wat alle gesag ontvang het en daarom moet die disippels gaan en disippels van al die nasies maak. Hulle doop en hulle leer om alles te onderhou wat hy beveel het. Matteus eindig natuurlik ook met Jesus se belofte: "Ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld." So dit eindig op hoop, 'n bevestiging van Jesus se teenwoordigheid by hulle wanneer hulle hierdie roeping moet gaan uitleef. Nou as ons gaan kyk na net so 'n bietjie na die konteks van die gedeelte waarvan dit plaas, eerstens van Galilea.
Nou Galilea is 'n spesiale plek en dit vorm 'n tipe van 'n inclusio in Matteus, want dit is waar Jesus se bediening begin het en dit is ook waar dit eindig. Galilea was ook 'n streek gewees waar Jode en nie-Jode was nie. So hierdie opdrag om na al die nasies toe te gaan, Jode sowel as nie-Jode, is nogal gepas vir 'n streek soos Galilea. Hulle kon sommer daar waar hulle is begin. Dan die berg, baie belangrik. Ons sien in Matteus dikwels hoe 'n berg 'n plek van openbaring is. Matteus 4, die versoeking van vat die versoeker Jesus na die bokant van 'n berg toe. En die bergrede natuurlik, die prediking op die berg, genesings wat op die berg gebeur, Jesus wat op die berg gaan om te aanbid. So hierdie berg is 'n belangrike plek en wanneer Jesus op 'n berg verskyn, is dit gewoonlik wanneer iets besonder en belangrik gaan gebeur. En vir die Joodse gehoor is hierdie nogal van toepassing, nê, want daar's baie plekke, berge wat spesiale betekenis het, Horeb, Sinaï ensovoorts. En ons gaan Sondag bietjie meer in die preek praat oor berge, veral in die gees van bedak vir ekologie. Dan Jesus se gesag in daardie tyd, in die tyd wat Matteus geskryf is in die Romeinse wêreld, het gesag anders gelyk. Dit het gepaard gegaan met keiserlike mag, geweld, beheer, onderdrukking, invloed. So ons kry hierso 'n ander prentjie van gesag, 'n ander koninkryk. En ons is juis nou in koninkrykstyd. So ons sien hierso Jesus se mag en gesag wat heeltemal anders lyk. Nie om te onderdruk nie, nie om mag af te dwing nie, maar om te bemagtig, om mense te stuur, om te gaan en te getuig, te doop, te leer en te dien. So gesag hierso wat nie hiërargies is nie, maar wat uitvloei en wat gedeel word, wat mense bemagtig en in staat stel, wat heeltemal anders lyk as die Romeinse mag in daardie tyd. So 'n ander koninkryk wat hier aangedui word. Nou volgende, as ons bietjie kyk na disippelskap, gaan en maak hulle my disippels. Nou 'n disipel is nie net iemand wat kennis ontvang nie. Disipel in daai tyd 'n disipel is kom uit die Hebreëse of Joodse groepe uit waar 'n rabbi disipels het, mense wat geleer word, mense wat by die rabbi leer. Maar dit was meer as net leer 'n klomp kennis. 'n Disipel het 'n leermeester gevolg en sy manier van lewe nagevolg. So om die mense disippels te maak beteken om mense te help om Jesus se lewe, lering en roeping prakties uit te leef. So om 'n disipel te wees is 'n leefstyl. Dit is nie net om 'n klomp kennis te hê van die Bybel en kennis te hê van God nie, dit is 'n manier van leef. En wanneer ons gaan praat oor disippelskap vandag, dan moet ons onsself vra, hoe lewe ek as 'n Christen? Hoe kan mense sien dat ek loop soos wat Jesus geloop het, sy lewenswandel nastreef? En dan uiteindelik doop en identiteit hierso. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en weer eens hierdie Triniteitsbeeld wat ons kry, wat ons oor sal praat Sondag in die preek ook. Dit wys nie net op gesag nie, maar dit wys eintlik op 'n nuwe identiteit. So om gedoop te word is om 'n nuwe identiteit te kry. Dit is nie 'n means to an end nie, maar 'n viering van ek is 'n kind van God buitekant die groep waarin ek behoort en my herkoms en my kultuur. Ek word gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So ek word deel van hierdie nuwe identiteitsgroep. Hulle behoort aan God, word deel van sy sending in die wêreld. As ons nou vandag bietjie hermeneuties kyk na hierdie teks, met ander woorde, wat beteken die teks vir ons vandag hier waar ons dit lees? Ek dink dit nooi ons uit om nie te dink oor kerkwees, die groot opdrag wat ons hiervan hoor. Dit is nie 'n roeping of 'n oproep tot oorheersing of geestelike druk nie, maar 'n uitnodiging om mense te vorm in die lewe van Jesus. So dit gaan nie oor mag, die mag van die kerk nie. Dit gaan oor 'n uitnodiging om mense in te nooi in hierdie nuwe manier van leef, in hierdie nuwe identiteit van Christus. So dit beteken sending is nie net een program van die kerk nie, dit is deel van die kerk se identiteit.
Sending is daar waar jy in die wêreld ingaan elke dag. Dit is nie net spesifieke programme nie. En vandag vir ons beteken dit 'n paar dinge. Dit beteken ons getuig uit Jesus se gesag, nie uit ons eie mag uit nie. Dit beteken ons probeer nie om mense soos ons te maak nie, maar ons help hulle om Jesus te volg met wie hulle is, met die herkoms wat hulle het. Dit beteken ook dat disippelskap gebeur in die alledaagse lewe. Dit gebeur waar jy beweeg. Disippelskap is 'n manier van loop, 'n manier van beweeg. Dit beteken ook dat die kerk geroep word om grense te oorsteek. Kulturele grense, sosiale grense, ekonomies, klas, generasioneel. Daar's nie terme en voorwaardes by hierdie groot opdrag nie. Die kerk ontvang hierdie gemeenskaplike roeping om na die nasies toe te gaan, hulle te doop en hulle disippels te maak, hulle te wys en te leer hoe ware disippelskap lyk. As ons aanbeweeg na die teologiese temas, toe sien ons 'n paar temas raak. Ons sien die opstanding as 'n nuwe begin. Omdat Jesus leef, gaan sy werk voort. En daarom begin die kerk se sending by Christus se oorwinning en nie by ons eie vermoëns en ons eie bronne nie. Dit begin by Christus se oorwinning. Tweedens sien ons Jesus se universele gesag. Jesus het alle gesag in die hemel en op aarde. Hy is Here oor die hele lewe, nie net oor godsdienstige sake en oor Christene nie, maar oor almal. En dit roep ons tot 'n nuwe dimensie van disippelskap. Ons moet selfs bid vir die mense wat nie gelowig is nie, wat nie deel is van die Christenbeweging nie, want ons staan onder hierdie gesagsroeping en Jesus wat gesag het oor alles en almal, hemel en aarde, maak nie saak wie, maak nie saak wat nie. Dit bring ons dan ook by aanbidding en twyfel weer eens meer daaroor in die preek, maar ons sien hierso disippels wat aanbid en disippels wat twyfel, maar ons sien ook dat die wat twyfel ook ingesluit is by hierdie groot opdrag. So Jesus stuur ook onvolmaakte disippels. En wat dit vir ons beteken is, ons hoef nie staat te maak op ons eie krag nie. Ons hoef nie perfek te wees nie. En ons sal 'n bietjie meer praat dan nou in die preek oor hoe geloof en twyfel saam kan bestaan in die lewe van 'n gelowige. Ons het al 'n bietjie gepraat oor disippelskap, maar disippelskap as 'n teologiese tema beteken dat die kerk se taak is nie net om mense by eredienste uit te kry nie, maar om mense te help om te leef soos wat Jesus geleef het, om sy lering uit te leef. Dit stuur ons in die wêreld in. Dit beteken die kerk is nie 'n gebou nie, dit is vir die mense in die wêreld in beweeg. Dan die nasies, die evangelie is nie beperk tot volk, taal, ras, kultuur, seksuele oriëntasie, geslag. Daar's geen bevolkingsgroepe wat uitgesluit is by hierdie groot opdrag nie. God se koninkryk is vir alle mense bedoel. En dit is belangrik dat ons nie met menslike oordeel en self besluit na wie toe ons uitreik nie. Dit is 'n onvoorwaardelik van ander van watter ook al se nasie jy vanaf is hierdie roeping vir ons almal gegee. Ons het al bietjie ook gepraat oor doop en nuwe identiteit, maar die doop wys vir ons dat gelowiges aan die drie-enige God behoort. Ons identiteit is gewortel in die Vader en die Seun en in die Heilige Gees. En dit is belangrik dat ons so moet leef, om te leef binne in hierdie identiteit. As ek is geroep en gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan uiteindelik Jesus se teenwoordigheid. Matteus begin met Jesus as Immanuel, God met ons, en dit eindig met Jesus se belofte dat hy altyd by ons is. Dat ons nie hierdie roeping, hierdie groot opdrag alleen hoef uit te voer nie, maar dat Jesus saam met ons hierdie groot opdrag beweeg, dat hy saam met ons in die wêreld ingaan, dat ons werklik nooit alleen is nie. En ons vind vrede en vertroosting in daardie belofte. Ek gaan in die beskrywing van die video 'n paar vrae gee vir jou om oor te dink en om oor te reflekteer. Onder andere een van die vrae wat ons mee kan afsluit vandag is hoe kan ons mense leer om Jesus se woorde prakties te onderhou? Dat ons nie net
jy weet, Sondag Christene is nie, maar dat ons uh eintlik hierdie ding kan beliggaam van wat dit beteken om 'n Christen te wees. En dan hierdie vraag gaan jou ook help om voor te berei vir die preek of vir Sondag se erediens wanneer jy kies om kerk toe te kom. Maar waar sien jy vandag die spanning tussen geloof en twyfel in jou eie lewe? Dis deel van ons almal se lewe, geloof en twyfel. So, hoe versoen jy daarmee? Wat maak jy daarmee? Wat is die worsteling daarmee? Dink bietjie daaroor en dan sal jy ook sien vir stil refleksie het ek ook 'n paar in die beskrywing, 'n paar vrae in die beskrywing van die video. Ek hoor vandag dat Jesus my roep om en die gedagte is dat jy hierdie sinne dan nou self sal voltooi. Skryf dit neer. Praat daaroor, dink daaroor. Maar ek dink dit is belangrik dat ons oor hierdie vrae dink, veral in die hand van hierdie gedeelte wat ons nie net uitdaag oor wie ons is nie, maar ook uitdaag in hoe ons leef. Dankie dat jy kyk en geseënde week verder vir jou. Dan sien ons mekaar aan by die preek vir Sondag se diens. Onthou ons bazaar hierdie naweek. Vrydag en Saterdag, ons sal groot pret hier so by die kerk. Kom kuier saam met ons, kom wys gesig, kom neem deel. Dit gaan baie lekker wees. Sien uit om jou daar te sien en geseënde dag verder. Totsiens.